Julle welkom. Hier is Anja. Ek gaan 'n bietjie volgens met julle praat oor die regte hart. Ons gaan begin by 2 Korintiërs 9 vers 7. 2 Korintiërs 9 vers 7. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem. Nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Jy sien, ons moet gee met die regte hart. God sien nie wat jy gee nie, maar hy sien hoekom jy dit gee. Jy sien, die beginsel is nie net gee nie, maar gee met die regte hart. Die Bybelse beginsel van gee is baie dieper. Want hoekom? God wil ons hart hê. Dit is wat belangrik is. Daar staan, God het 'n blymoedige gewer lief. So wat beteken dit? Jy sien, God wil nie hê jy moet gedwing voel om te gee nie. God wil nie hê dat jy moet onderdruk gee omdat mense so sê nie. God wil ook nie hê jy moet gee hoekom? Om raak gesien te word nie. Want dit is nie waaroor dit gaan nie. Maar ons moet gee hoekom? Want Here, dit is 'n voorreg, Here, om aan U te gee. Halleluja. Kom ons gaan kyk 'n bietjie in die Bybel na iemand wat 'n blymoedige gewer was. Ons gaan dit lees in Lukas 21 vers 1 tot 2. Lukas 21 vers 1 tot 4. En toe hy opkyk, sien hy die rykers wat hulle gawes in die skatkis gooi. En hy het 'n arm weduwee daar 2 geldstukkies sien ingooi. En hy sê, waarlik, ek sê vir julle, dat hierdie arm weduwee meer as almal ingegooi het. Want hulle almal het uit hulle oorvloed by die gawes van God ingegooi. Maar sy het uit haar gebrek ingegooi alles wat sy gehad het om van te lewe. Jy sien, wanneer ons praat, of ons dink partykeer oor dit, hoeveel gaan ek gee? Maar jy sien, God kyk anders na dit. Want hoekom? Want God ken jou hart. Mense kyk na die bedrag, maar God kyk na jou hart. Mense vra, hoeveel het jy ingegooi? God vra, met watter hart het jy dit gegee? Jy sien, daar's mense wat baie kan gee. Hulle het 'n oorvloed.
maar hulle gee min met die hart. En dan is daar mense wat min kan gee, maar hulle gee dit met 'n hart wat volkome aan God behoort. Luister mooi, volkome aan God behoort. Ek sien die Bybel het 'n pragtige voorbeeld gegee van die weduwee met die 2 muntstukke wat sy ingegooi het. Jesus het nie gesê sy het die meeste geld ingegooi nie. Sy het die minste gegee, maar sy het dit gegee met 'n opregte hart. Hy het gesê sy het meer as almal gegee, want ander het uit hulle oorvloed gegee, maar sy het uit haar armoede gegee. Sy het nie baie gehad nie, maar sy het dit gegee. Waarom? Omdat God nie na die offer kyk nie. God sien die hart agter die offer. God kyk na die hart. Die weduwee het net 2 klein muntstukke gehad. Vir mense het dit klein gelyk. Ons weet ons maar hoe's mens. Kyk wat is daar ingegooi, kyk wat het dit. Maar vir God was dit groot gewees. Waarom? Want sy het nie gegee wat vir haar maklik was nie. Sy het gegee vanuit hoekom? Want haar vertroue was op God gewees. Sy het haar hart aan God oorgegee. Want hoekom? Sy het geweet wat God vir haar kan doen. Dit leer ons, die waarde van jou gawe word nie net deur die bedrag bepaal nie, maar deur die hart waarmee jy dit gee. So hoe sien, dis hoe ek dit gesien het, so dis hoe ek dit hier geskryf het, so dis my weergawe hierdie. Ek het gesê, God sien wanneer jy gee, hoekom? Jy gee omdat jy hom lief het. God sien wanneer jy gee, hoekom? Omdat ek en jy dankbaar is. God sien wanneer jy gee, omdat jy sy koninkryk wil bevorder. God sien omdat jy gee, hoekom? Omdat ek en jy hom vertrou. Ons vertroue is op God. Jy sien, die weduwee het nie gegee om gesien te word nie. Die ryk mense kon maklik gesien word. Want hoekom? Want hulle kan groot bedrae ingooi. Maar hierdie weduwee het waarskynlik nie gedink oor al daai goed nie. Sy het nie gedink ek gaan nou vir almal wys hoeveel ek ingegooi het nie. Sy het eenvoudig net gegee. En Jesus het haar raak gesien en dit was wonderlik. Wat mense miskyk, sien God raak. God sien jou raak en ken jou hart. Miskien sê mense, dis maar min. Maar God sê,
Ek sien jou hart. Miskien sien niemand jou offer nie, maar God sien dit. Miskien weet niemand wat jy opoffer om die koninkryk te dien nie, maar God weet dit. Miskien lyk jou bydrae vir ander klein, maar God meet dit anders. Sien, en ek dink hierso, dinge verstaan mense nie lekker nie. Maar dit is weer eens my weergawe. Ons gee nie vir God geld omdat hy dit nodig het nie. Baie mense dink ons gee dit want God het dit nodig. God het reeds alles. Ons gee aan God omdat ons hom liefhet en ons wil gehoorsaam wees aan sy woord. Kom ons lees in Malagaia 3 vers 10. Bring die hele 10de na die skatkis, sodat daar spys in my huis kan wees. Ek het al gesit kos. En beproef my tog hierin, sê die Here, van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Ek sal ook die springkaan vir julle afweer, sodat hy die opbrengs van julle grond nie sal verwoes nie. Ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leerskare. Jy sien, God besit reeds alles. Alles is syne. Ek sê hier in Psalm 24 vers 1, sê dit, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Jy sien, wanneer ons gee, ek en jy, erken ons die Here en ons weet dat alles wat ek en jy besit vandag, kom nie van selfsprekend nie, maar dit kom van die Here af. Ons gee nie om God se guns te kry nie, of te koop nie. Ons gee hoekom? Want ons weet reeds dat God is die bron. God se belofte wanneer jy gee, dit sê, die vensters van die hemel. Malagaai gaan verder, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Wat 'n belofte is dit nie? God sê, beproef my hierin. Dit beteken nie dat ons vir God gee om hom te manipuleer nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit beteken eenvoudig. Dit is so simpel soos dit. Ons plaas ons vertroue in God. Ons sê, Here, ek vertrou U met dit wat U aan my toe vertrou het. Die groter seën is dat ons leer om God as ons bron en ons voorsiener te maak. Hoekom? Sodat ons beker kan oorloop.
Ek is self skuldig in hierdie ene, wat ons vergeet baie keer werklik waar kom alles vandaan? Alles wat ons het, kom van God af. Ek sê ook baie keer, yes, ek het nou daai werk gekry. En dan 'n rukkie daarna dan sê ek van Marisa, weet jy, ek was verkeerd. God het daai werk vir my gekry. En dis hoekom ek sê ek is skuldig aan, want ek baie keer sit ek daai ek daar op die troon, kyk wat ek gedoen, kyk wat het ek bereik, kyk wat ek. Maar dit is nie ek nie, dis God wat dit vir ons gee. Dis God wat dit voorsien. Jy sien, daar's 'n verskil tussen oorvloed en genoeg. God wil nie hê ons moet net mense wees wat ontvang nie. Kom aan. Baie van ons sit net daar. Ek was lank terug in my lewe so wat ek net wil hê. Wil net hê. En ek wil niks doen vir dit nie. Wat hoekom? Want ek weet mos mense gaan mos vir my alles doen. Hy wil hê ons moet mense wees wie se lewens vol van hom is, dat dit kan begin oorloop en oorvloei na ander mense. Jou beker loop oor wanneer jou liefde ander mense bereik. Jou genade ander mense bereik. Jy vraag. Jou tyd wat jy spandeer om mense te help. Jou getuienis kan ander mense bemoedig. Jou gawes vir die koninkryk kan dien. Jou finansies wat help om God se koninkryk verder te kan bevorder. God se seën is nie net om by jou te stop nie. Dit moet deur jou na ander vloei. God se beginsels in die Bybel is tot voordeel van ons. Hy het beloftes in sy woord vir ons en een van hulle is dat ons oorvloedig sal hê. Dit was 'n belofte wat God aan my en aan jou gemaak het. Kom ons lees in Lukas 6 vers 38. Lukas 6 vers 38. Julle is baie stil vandag, hoor. Lukas 6 vers 38. Gee en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Het hy geskryf, kyk na hierdie prentjie. 'n Goeie maat, ingeskop, geskit en oorlopend. Dit is die karakter van oorvloed. Jy sien, wanneer 'n houer half vol gemaak word, is daar nog ruimte in hom wat gevul kan word. Maar wanneer daai houer vol is en jy skit hom en hy begin oorloop en daar is nie meer spasie nie, dan sê ons dis oorlopend. Dit is die beeld van 'n lewe wat nie genoeg het om homself te dra nie, maar genoeg om ook ander te seën. Is dit nie wat God wil hê nie? Is dit nie wat God wil hê, dat ons 'n oorvloed moet hê om aan ander te kan gee nie, om ander te kan help nie?
Dankie my suster. Om te gee is 'n uitdrukking van vertroue wat ons in God het. Jy sien, dit staan vas in God se belofte uit sy woord vir ons. Kom ons kyk na een van die beloftes in Filippense 4 vers 19. Filippense 4 vers 19. En my God sal elke behoefte van Here vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Jesus Christus. Halleluja. Jy sien, ons vertroue is nie in die geld nie. Wil ek hoop nie so. Ons vertroue moet in God wees. Jy sien, die weduwee het met haar gawe eintlik gesê, God, ek vertrou U. Dit is wat ware gee beteken. Jy sê, Here, ek vertrou U met my finansies. Here, ek vertrou U met my toekoms. Ek vertrou U met my huis, my kinders. Here, ek vertrou op U dat U my voorsiener sal wees. Jy sien, God wil nie jou hand hê nie. God wil jou hart hê. Daar's 'n groot verskil tussen, Here, wat kan ek vir U gee? Of, Here, wat kan ek vir U doen? Waarom aanbidding begin wanneer ons verstaan? Alles wat ons het, behoort aan God. Ons geld, ons tyd, ons talente, ons gawes, energie, ons huis, ons lewe. Jy sien, om vir God te gee, kom nie net uit jou geld nie. God vra nie net 'n offer uit jou beursie nie. Hy vra 'n offer uit jou lewe. Die vraag vandag is, wat het God op my hart gelê om te gee? Die vraag is nie, is my gawe groot genoeg nie? Maar die vraag is my en jou hart reg? Is ons harte reg? Die weduwee het min gegee volgens mense se maatstaf. Maar volgens God se maatstaf het sy baie gegee. Want sy het gegee met geloof, volkome vertroue aan God, gehoorsaamheid en liefde. Wanneer jy gee jy jou hart. Dit sê, bring die hele 10de, toets God in sy woord, gee jou tyd, jou gawe, gee jou energie, gee jou lewe. Wat leer die weduwee ons? Gee jy wat jy het? Gee jy dit met 'n opregte hart? Jesus sê, gee en aan julle sal gegee word.
'n goeie maat, ingestop, geskit en oorlopend. Kom ons laat toe dat God aan ons beker werk. Dat God daai beker wat half gevul is, dat God werk in daai beker dat dit kan oorlopend raak. Dat dit kan oorloop. Moenie net gee, moenie net 'n gee hand gee nie. Gee jou hart. Ons moet onthou wanneer ons gee, sê ons, Here, U is my bron, Here. Wanneer ons gee, sê ons, Here, ek vertrou U, Here. Here, alles wat ek het, behoort aan U. En wanneer God ons beker vol maak, is dit sodat ons kan sê, Here, laat my beker kan oorloop na iemand anders toe. Ek sluit af met hierdie gebed wat ek hier geskryf het. Here Jesus, leer ons om te gee met die regte hart, nie uit dwang nie. Nie om deur mense gesien te word nie, maar uit liefde, geloof en gehoorsaamheid. Here, help ons om U as ons bron te vertrou. Here, soos die weduwee wat haar 2 muntstukke gegee het, leer ons om dit wat ons het aan U toe te vertrou. Ons geld, ons tyd, ons huis, ons besittings, ons familie. Mag God ons harte vrygewig maak. Mag God ons lewens 'n seën vir ander maak. Mag die Here, soos sy woord sê, ons beker laat oorloop. Laat dit wat God in ons hand plaas, ook deur ons hande na ander mense kan bereik. Kom ons sluit die oë. Dankie Hemelse